Ons Hemelse Vader, ons kom vanmôre na die troon van genade en Here, dankie dat ons met 'n dankbare hart daar kan instap. En Here, dankie vir u seun wat dit moontlik gemaak het toe hy wyl geskeur het, dat ons nie meer 'n profeet hoef te hê om in te tree nie, maar dat ons voor u kan kom en sê, Here, dankie vir u genade en u liefde. Vader, ek kom vanmôre en ek vra, Here, dat u elke hart wat voorberei is vir hierdie woord, Here, hulle ore sal open, en sodat die woord wat u vir Martie gegee het, dat dit op vrugbare grond sal val. En die week wat voor lê, Here, dat ons almal geseënd sal wees, dat u ons sal behoed en bewaar en beskerm. Ek loof en ek prys u vir die God wat u vir ons is, want u is 'n God van naby. Vader, seën hierdie diens, seën haar woorde. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. I pray over my heart and mind.
And I will bless thee, O Lord. Amen. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. With my hands lifted up and my mouth full of praise and my heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. And I will bless thee, O Lord. 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 With my hands lifted up and my mouth full of praise, with my heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. With my hands lifted up and my mouth full of praise, with my heart of thanksgiving,
Amen. Julle kan julle sitplekke neem. Wat 'n groot eer en voorreg is dit nie om te kan sing nie. Hierdie is vir my so 'n rustige liedjie om te kan luister en bless me, O Lord. Awesome. Nou mensies, vandag wil ek vir julle 'n woord bedien, Psalm 91ste waarde in jou lewe. 'n Mens lees Psalm 91, maar besef jy ooit werklik wat dit beteken? En ek wil vandag vir julle 'n uiteensetting gee, en intussen gaan ons 'n liedjie sing, of ons gaan sit en luister, net soos wat dit vir jou gemaklik is. Ons gee vir elkeen die geleentheid om te doen soos wat hulle goed dink om te luister. En ek is bly om kindertjies in die kerk te hê. Weet julle wat, dit is goed as die kinders kan sit en speel terwyl daar gepreek word en woord geluister word. Baie keer is dit vir mense 'n stering, maar ons moet hulle nie verhinder nie. Ons moet hulle glad nie verhinder om na die huis van die Here toe te gaan nie en hulle aan een kant te hou, hulle leer daar, want weet julle wat is belangrik? Papa en mamma moet vir hulle die woord leer en hulle moet hulle leer wat Jesus is. Want vandag is dit nie meer dieselfde in die skool en oral nie. So kom ons buig ons hoofde. Ek gaan net weer open met 'n gebed en daarna gaan ons sit en luister na die lied van 1,000 Reasons, Bless the Lord. So kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, ons begin hierdie erediens met nederige harte. Dankie dat U vanoggend alreeds hierdie plek gevul het. Dankie dat U woord lewe bring, vrede bring, herstel bring en hoop bring. Heilige Gees, neem volle beheer, spreek deur elke woord, elke lied, elke skrif, elke asem wat ons haal. Here, vandag verklaar ons dat Psalm 91 nie net 'n Bybelgedeelte is nie. Dit is 'n verbond, dit is 'n veilige vesting, 'n leefplek van vrede, 'n oop harte, genees elke emosie, versterk elke gees en vul ons met nuwe vuur van U af. Here, ons sê dankie daarvoor en ons bid dit in die naam van Jesus. Amen en amen en amen. Kom ons luister daai lied. JP, as jy hom vir ons kan opsit, sal ons dit baie waardeer. As jy wil saam sing, sing saam. As jy net wil luister, luister net. Dankie.
is dit versekering. Psalm 91 is 'n versekering. Dit is soos 'n polis. Dit is soos 'n polis wat ons verseker dat ons beskerm is. Nie waar nie? Baie van ons lewe neem polisse uit. Is van 'n probleem met die mic vanmôre. Weet nie hoekom wil hy nou nie daar sy. Dankie, skus daaroor. Maar ja, Psalm 91 is soos 'n versekering, 'n polis wat jou verseker jy is beskerm. Maar sien ons Psalm 91 as daai werklike versekering. Dis 'n teorie, dit is 'n praktyk. Dit werk nie net op papier nie. Dit is nie net 'n versie of 'n gedeelte wat jy die Bybel uitlees nie. Dit is 'n deel wat vir jou werk in jou lewe. Maar ons besef nie, daai Psalm 90, wat dit werklik vir ons beteken nie. Ek gaan nie vanoggend die woord op die skerm hê nie. Ek wil hê mense moet in hulle Bybels kyk. Jy moet daai papier voel en weet, daai papier, daai werklike woorde wat daarop is daai word eers ontsluit wanneer jy in God bly. Jy kan nie sê beskerm my, Here, en help my, maar as jy maak nooit jou Bybel oop nie. Jy weet daar's 'n Psalm 29, Psalm 91, maar jy hom werklik al gelees en regtig waar stil geword oor daai Psalm, want daai woorde ontsluit die oomblik wat jy in God bly, dan word daai woorde lewendig hier binne. Dis woorde wat vir jou gaan spreek en daar's 'n tyd tot tyd wat jy dan kan tyd maak saam met Vader. Want mense is geneig om te sê, mense, dit gaan sleg met my. Dan sê ek vir hulle, lees Psalm 91, ek verstaan nie, dis net woorde. Maar voordat jy lees, vra die Here, maak my hart oop, maak my verstand oop, gee vir my die wysheid, want Psalm 91 is nie net 'n towerseëninge wat oor jou lewe kom nie. Dit is 'n verblyf waar jy kan bly. Dis soos jou huis wat jy in bly. As jy Psalm 91 daardeur deel maak, dis nie 'n losstaande gebed nie, dit is 'n posisie waarin jy jouself kan bevind. Amen. En dis nie 'n noodknoppie wat jy net druk elke keer as jy nood het nie. Dit is 'n leefstyl wat jy moet toepas. Dis 'n leefstyl. Hy wat skuil in die Allerhoogste. Dis 'n sleutel tot die supernatuurlike rus. Hy wat skuil. En verskoon my, ek gaan nie sê wie nie, maar ek het byvoorbeeld 'n situasie gehad waar twee mensies bietjie woorde gehad het met mekaar. En as ons nou woorde met mekaar het, dan kan ons nou 'n besluit neem. Gaan ons nou reageer en lelik wees? Of gaan ons by die voete van die Here uitkom en rustig raak? En vir hom huil, en vir hom sê, Here, ek het U werklik nodig in hierdie situasie. En dit is hoe God is. Hy draai jou deur elke situasie. Elke situasie, maar ons is geneig om ons daai Bybel wat daar langs jou lê, of daai Bybel wat op jou bedkassie lê, te gebruik as 'n noodwiel. Dis soos 'n spaarwiel wat in die kar se boot lê. Hy word net oopgemaak as daar nood is. Maar jy lewe hom nie, jy gebruik hom nie. En Psalm 91 werk nie vir mense wat soms net die Bybel daar laat lê nie. Psalm 91 gaan vir jou begin werk die oomblik wat jy hom oopmaak en bid en begin lees en sê, Here, ek sit my rus by U neer. Ek vertrou U ten volle. Amen. Die waarde van skuilplek is nie net 'n plek nie. Dis 'n verhouding. Jy moet 'n verhouding hê. As twee mensies by mekaar is, hulle praat nie met mekaar nie, hulle gesels nie met mekaar nie, een is hier en die ander een is daar, gaan daar nie 'n verhouding kan plaasvind nie, want jy moet by mekaar uitkom om 'n verhouding te hê, en daardeur kom jy voort en hy maak vir jou, dis 'n verhouding wat jy kry. Die waarde van Psalm 91 lê nie net in die woorde wat ons aflees nie. Wanneer jy 'n stukkie lees die versie, dink daaroor. Raak stil daaroor. Vat 'n stukkie papier langs die kant en skryf, hierdie versie openbaar dit en dit en dit aan my. En jy gaan anderste begin verstaan.
wat jy lees. Hoe nader jy aan God leef, hoe minder van die storms jou. Hoor mooi, ek sê nie, julle gaan nie storms hê nie. Ons het elke dag storms. Elke dag. Maar waar is ons rus? Waar is ons vrede? Want ons weet, ons het ons skuil by ons Vader, wat belangrik is. Maar ons vergeet baie keer daarvan, as die storms kom. En dan kom daar tye wat jy bang word. En ek het gister weer eens besef, ek is nog nie oor my bangheid van wind nie. Weer eens. As het so begin donker word en die wolke begin so, dan begin ek te besef, luister hierso, hier kom het nou. Dan raak ek paniekerig. Het ek nodig om paniekerig te raak? Nee, nie een van ons het nodig om paniekerig te raak nie, want die Here is reeds daar. Hy beskerm jou reeds. En dis wat die liedjie vandaan kom van, ek sal nie bang wees nie. Het jy al regtig die woorde, ek sal nie bang wees, regtig geluister? Kom ons luister daai lied. JP wil net hê jy moet net so 'n stukkie van hom speel, dan gaan jy net met hom sagter asseblief. Ek sal vir jou sê, kom ons luister daai liedjie. En ek dink dit is vir my so 'n ding wat kinders, selfs as dit eksamentyd kom, dan is jy bang. Maar met Jesus hoef ons nie bang te wees nie. Amen. Hy wat in die skadu van die Allerhoogste sit, in die geheime plek, sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug, op wie ek vertrou. Want U sal my kom haal, by die diepste donker plekke, waar ek bring word deur die doodsgevaar. Ja, vlerke van my toe, onder die troue vleuels vind ek my skuiling. Die vure is my skuld, my bevrijding. Ek sal nie bang wees nie, vir die onder in die nag, of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie, of alle 1000 aan my sy, of 10.000 hier langs my. Ek sal nie bang wees nie. Hoor dan, ons gaan nie bang wees nie. Jy gaan nie bang wees nie. Daar's 'n fisiese beskerming. Hy beskerm jou, waar jy gaan, beskerm hy jou, maak nie saak wat op jou pad kom nie. Depressie kan kom, hy kan kom en ek kan vir jou sê, gaan lê, maar jy kan opstaan, want die Here wys vir jou, jy hoef nie bang te wees nie. Jy het nie nodig nie. Amen. Amen, dankie Vader. En sy magte, omring deur engele aan elke kant. Want U wat my dra, Hy dra jou. veilig oor alles wat verskeer, vergiftig, begrys elke aanval wat op my gerig is. Ek sal nie bang wees nie, vir die onder in die nag. Weet jy, vers 10 sê, geen plaag sal naby jou tent kom nie. Geen plaag nie. As jy sal nie bang wees nie, want hy beskerm jou. In 'n wêreld is daar siektes, daar's aanvalle, ongelukke. Ons het gister een van ons mensies wat in ons kerk is, was in 'n groot ongeluk, haar dogter. En as jy na die foto's kyk, dan besef jy, daai vrou kan nie lewe nie. Maar weet julle wat? Die ongeluk was daar. Sy is 2 uur by haar huis met 'n groot sny op die kop. Kar is afgeskryf. Daar's nie, weet nie hoe kan daar 'n persoon lewendig uitkom nie.
Maar daar is sulke dinge wat op jou pad kom, gevare, ongelukke. Maar God se belofte word nie deur jou mediese fonds gedek nie. Jy het nie mediese fonds nodig, want God sê vir jou, hy sal jou beskerm. Ek sê nie jy het nie mediese fonds nodig nie. Hoor mooi, ek sê jy moet jou mediese fonds hê, maar hy beskerm jou, nie jou mediese fonds nie. Hy sal jou beskerm. Hy is die allerhoogste self wat jou beskerm oral waar jy gaan. As jy trap, is hy by jou. Oral waar jy stap, is hy by jou. Hy dek jou met sy vlerke, vers 4. Hy maak jou toe. Hy maak jou toe, maar ons as mens wil nie toegemaak wees nie. Ons wil wys ons is sterk genoeg. Ons wil wys ons kan nie. Ons wil wys, weet jy wat, ek het die Here nie nodig nie. Ons wil dit wys, maar ons het hom nodig. Ons het hom in elke situasie van ons lewe nodig. Geestelike oorwinning. Versie 13. Jy sal die leeu en die adder vasdrap. Jy sal die leeu vasdrap, dis soos 'n slang. As hy inkom en jy sien vir hom, kan jy vir hom trap. Hoekom? Want hy gee jou die krag, hy gee vir jou die wysheid. So dit wat op ons pad kom, wat aankom, kan ons al klaar sê, weet jy wat, dit gaan nie na my kant toe kom nie, want daar is 'n geestelike oorwinning. Daar's 'n demoon kan nie oor jou regeer nie. Hy kan nie. Daar kan nie goed oor jou regeer nie, want jy is meer as 'n oorwinnaar. Geen vloek kan jou vashou nie. Want jy kies, as jy daai Bybel oopmaak, en jy is besig om daai woord te lees, en daai woord in te neem, en deel te maak van jou lewe, kan daar nie 'n vloek jou vashou nie. Want jy is vry in Jesus. Hy het reeds aan die kruis gesterf, vir elkeen van ons. Geen aanval van die vyand kan jou breek nie. Geen aanval nie. Weet jy waarvoor is die vyand lief? Om vir jou te vertel, jy is, Martie, jy reageer alweer vandag soos jou pa. Jy reageer soos jou pa. Jy is soos jou pa. Of jy is soos daai een. En jy wil nie soos daai een wees nie, want elkeen is 'n unieke persoon. Jy het nie nodig om daai te vat nie. Jy het nie nodig om dit te vat nie. Want die eerste wat ons mee begin is om te sê, jy soos daai ene. Jy soos daai ene. 'n Geestelike oorlog sal jou nie kan vernietig nie. Hy kan nie, want as jy sterk staan, kan dit nie. Psalm 91 gee vir elkeen van ons autoriteit oor ons lewe. Amen. Omdat hy my lief het Vader ons lief. Het hy ons werklik lief? Yes. Hy het ons lief. Daar's 7 groot beloftes aan jou. Vanaf vers 14 tot 16 bevat 7 kragtige, goddelike waarborge. Ek sal jou red. Hy het dit gewaarborg, hy gaan jou red. Ek sal jou beskerm. Ek sal jou antwoord. Ek sal by jou wees in nood. Ek sal jou uitred. Jy moet hom eer. En hy gaan vir jou lang lewe gee. Maar nou gaan mense voor hulle tyd te sterwe. Hoekom? Hy kan jou nie 'n lang lewe gee as jy nie sy beloftes nakom nie. Sy 10 gebooie by, kom ons vat 10 gebooie. As jy dit nie nakom nie, gaan jy dit nie maak nie. Jy gaan dit nie maak nie. Vir elke belofte wat daar is daar 'n voorwaarde. Bære jou Bybel, steek hom weg, en die goggels gaan jou vat. Kyk 'n bietjie huis wat jy nie skoon maak nie. As jou huis vuil is, dan broei die kieme. As jou hart vuil is, en jou lewe is vuil, wat gebeur? Ek los dit net daar. God se beskerming vloei nie uit perfeksie nie, maar 'n verhouding met hom. Jy moet 'n verhouding hê met Vader. As ons Psalm 91 daagliks lees as 'n verklaring en nie as 'n versoek nie. Ons is so geneig om te versoek. Here, ek het 'n ander blyplek nodig. Here, ek het so baie nodig, Here. Here, jy weet, die budget werk nie uit nie, Here. Ek kan nie meer nie, Here, die koskaste bly leeg. Die Here, ek bid teen die dak vas, Here. Ek kan nie.
Maar wanneer begin jy te sê, Here, dankie ek kan asemhaal. Here, dankie dat ek vandag die son kan sien. Here, dankie dat ek kan reën voel. Dankie dat ek kan nat reën. Maar ons is geneig om heeltyd te smeek en te vra en ons sê nooit dankie nie. Begin bietjie iets anders te verslag. Begin bietjie anders te dink oor alles. Kyk na Psalm 91. Hy vra jou nie vir beskerming nie, jy verklaar dit. Jy vra nie, jy verklaar die beskerming. Bly naby aan God. Hoe is dit moontlik om naby aan God te wees? In gebed. Die woord wat jy oopmaak. Vat 'n bietjie 10% van jou dag. 10% spandeer daai tyd met Vader. Nou gaan jy vir my sê, nee, maar ek het nie tyd nie. Ek doen dit in die shower. Vir my shower as hy gaan, dan luister ek woord. In die nag as almal slaap, 'n ma se besige mens. Maar as die nag as die huis stil is en alles is rustig, dan kan ons mos nou die woord begin vat en ons kan tyd met Vader spandeer. Ek spandeer eerder 4 ure aan tyd met Vader as wat ek 4 ure lê en slaap en nagmerries skryf. Verstaan julle wat ek probeer sê? Of ek vat eerder 4 ure en ek spandeer dit met Vader as wat ek fliek sit en kyk. Want daai tyd wat jy met Vader spandeer, is daai intimiteit wat jy het en jy's nou beweeg nader aan hom. Hoe nader aan hom, hoe minder vat die aanval jou. Hoe minder vat hy jou. Moenie die vyand toelaat om jou vreugde en vrede te steel nie. Nou gaan ek gou iets sien doen. Ons is kwaad vir mekaar. Ek en Teens het gister my nou nie reg gegroet toe ek die pastoor daar inbring en hulle wysie se pastoor wat nou gaan kom help hulle gaan ons aan die buitekant help en nou het ek Teens nou nie reg behandel nie. Nou gaan ek nie kerk toe nie, maar my pastoor het nou weer niks, sy het nie eens vir my ordentlike drukkie gegee nie, sy het net gegaan en ag, het julle gesien, sy loop in die winkels rond, sy groet niemand nie. So ek gaan nou kwaad wees. Ek is nou nie lus vir hierdie stories nie. Dan het dit oor homself uitgespreek. Ekskuus Teens, ek gebruik jou, maar jy kan dit vat. Maar hy kan kom en sê, joh, dankie. Dankie, ek het nou gesien pastoor is wat ek dink iemand anders het gesit en nie eens geweet ons is daar nie en baie mense sien jou, jy sien mense, hulle sien jou nie raak nie en jy sien hulle nie raak nie. Moenie beklei nie, want kyk as daar 'n ongemaak tussen my en Teens is vanoggend, dan gaan hy nou daar sit en die woord gaan hy nie regtig ingaan daar nie, want hy gaan nou sê, ja, ek is nou gedwing om hier te wees, want ek moes nou hoor, die wysie word betaal, so ek moet op hy sitplek insit en ek sal nou maar hier kom sit net om hierdie pastoor tevrede te stel. Dan is daar nie 'n lekker atmosfeer nie. Ons moet die atmosfeer met ons lekker maak. Ons moet die atmosfeer lekker maak, ons moet vrede maak. Kyk 'n bietjie, dit help nie as ons kwaad met mekaar nie. Help dit? As jy kwaad is vir my? Vir wie maak jy die lewe moeilik? Vir jouself. Vir jouself. Kyk, JP was nou al baie kwaad vir my oor weer 'n paar dinge, maar vanoggend is hy heel rustig en kalm. Hoekom? Want hy het gesien dit help nie om te wees soos wat hy is nie. En so is ons, dit help nie ons is kwaad vir mekaar nie. Maak vrede. Ons is nie verseker van 'n uur van nou af of ons daar gaan wees nie. En dan my onrustige hartie binne te hê, dit steel jou vrede. Maak vrede so gou as moontlik. As die vyand jou rus steel, dan sal die Here jou beskerm. Hy sal jou beskerm. Weet jy is omring? God se engele is aan diens 24/7. Selfs wanneer jy niks sien nie, beskerm hy jou. Hy is oralste. Oralste. As jy vir my liednommer Die Stil van Hillsongs kan speel, net so 'n stukkie daarvan asseblief, JP. Luister. Baie keer as ons in die moeilikheid is en ons is kwaad vir mekaar, luister hierdie lied. It's so loud, I just can't seem to slow this down. I need you more than ever now. Daai moeilikheid kom. Let
the silence be the only sound. Jy raak stil, my God. Your glory becomes the only thing I see. Your beauty brings me to my knees. The awe that you inspire in me makes me wanna be still. So still you can hear me breathing in. So still you can hear me breathing out. Let your calm descend upon me now. So now I stand before you broken down. My feet upon this holy ground. I can feel your presence all around. Amen. As ons staan op, voel ons Makes me wanna be still. So still you can hear me breathing in. So still you can hear me breathing out. Let your calm descend upon me now. I hear you whisper softly. I hear you speaking to me. I hear you in the silence you call my name. dankie. I wanna be still, Psalm 91 is 'n leefstyl so van still you can hear me breathing. Wanneer jy Psalm 91 begin lees, verander jou denke, jou emosies, jou atmosfeer, jou geloof, jou reaksie op storms. Daar het gister iemand na my toe gekom en gesê, Martie, ek sien jou nie, ek hoor nie van jou nie. Waar is jy in die lewe? 'n Mens kry 'n dagstukkie 'n oggend, jy kry 'n nagboodskap, maar mens sien nie jou nie, jy praat nie, jy's stil. Ek het gekies om stil te wees, want ek wil krag ontvang van Vader af. Ek het dinge wat ek moet uitsort hier binne, maar dit help nie ons sorteer dit uit en beklei en stry nie. Ons sorteer dit die binnekant uit, want ek het 'n reaksie wat ek moet toon in 'n tye van storms. En Psalm 91 plaas jou onder die skaduwee van die almagtige Vader. Jy's onder sy beskerming. Waar jy gaan, dis 'n plek wat jou vrees stil raak. Waar storms kalmeer, waar jou hart rus kry en waar jou gees leer om te oorwin. As daai gees eers oorwin het in 'n situasie. Kyk 'n bietjie iemand wat baie siek is. Ons vat vir oom Jan, toe hy baie siek is en hy kan nie loop nie. In daai oomblik toe hy opgestaan het en hy sien, ja, ek kan loop en hy begin te stap. En as hy vrees nie meer daar nie, mense, ons moet kyk na daai vrees. Ons moet kyk na daai vrees, want jou lewe kry waarde die oomblik wat jou gees oorwin. Nie omdat dit alles maklik is nie, maar is omdat jy veilig is. Want Psalm 91 maak jou nie onaanraakbaar nie, dit maak jou oorwinbaar. Amen. Is dit waar? Psalm 91 gaan vir jou doen wat geen mens kan doen nie. Maar raak stil, kom ons buig ons hoofde en daarna sal ons 'n liedjie luister. Maar kom ons buig ons hoofde en ek wil elkeen van julle moet net rustig sit en luister. Here, dankie vir hierdie Psalm 91. U belofte, u waarborg, u hart vir elkeen van ons. Dankie dat u 'n skuilplek is in elke storm, 'n vesting in elke oorlog, 'n vlerk wat elke kind van u wat hier sit, wat hier luister, bedek
Ek bid vandag vir elke persoon wat hier is, wat luister, wat nog gaan luister, dat U beskerming oor hulle sal wees, dat U vrede binne hulle sal wees, dat U engele rondom hulle sal wees, en die teenwoordigheid binne in hulle harte woon. Mag hierdie week gevul wees met bonatuurlike vrede, geestelike oorwinning, beskerm teen elke aanval, en 'n nuwe gevoel van U veiligheid. Here, rus ons toe met geloof. Maak ons vas in U woord. Help ons om elke dag in Psalm 91 te leef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen en amen. Ons luister daai laaste lied. My God is mighty to save. As jy wil opstaan en dit saam sing, dan kom ons voor. Everyone needs compassion, a love that's never buried. But let mercy fall on me. Where everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of a nation. He is mighty to save, forever, author of salvation. For He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Vir wie het hierdie boodskap vandag iets beteken? Dat julle anders na Psalm 91 gaan kyk, wat deel maak van elkeen van ons se lewe. En terwyl ek daar staan, dink ek toe ons in lockdown was, ek kan nou nie werk of ek kan nou nie sy van onthou nie, het elke dag dat iemand Psalm 91 voorlees. En daai dag toe ek gevoel het ek is op my laaste met COVID, het ek geluister na die woorde wat daar gespreek is. Dit het vir my krag gegee om op te staan. En so vra ek dat elkeen van ons nie na ons omstandighede gaan kyk nie, maar ons kyk na Psalm 91 op 'n ander manier. Ons maak dit deel van ons lewe. Amen.
Amen. Ons verklaar elke dag Psalm 91 oor ons lewe. Ons beweeg nou in 'n tyd en wat dinge moeilik raak. Maar die oomblik wat jy hoor iemand het 'n verkoue, 'n hoes, maak nie saak wat nie, dan pak hy vrees jou. Moenie laat vrees vir jou kom haal nie. Moenie laat vrees naby jou tent kom nie, want hy sal jou beskerm. Hy sal jou behoed en bewaar. Maar kom jy net nader tot Vader en hy sal tot jou nader. Dis die belangrikste. Ek kan nie vir julle sê hoe belangrik is dit om regtig waar die Bybel te gebruik as jou kompas, as jou in ons tyd toe ons nog voordat ons GPS'e gehad het, het ons atlasse gebruik en ons het die kaarte uitgewerk, Pretoria se kaarte moet jy uitwerk. Maar laat die Bybel, laat God se woord jou riglyn wees van hier af. Moenie vaskyk teen die omstandighede. Asseblief, jy het nie nodig om vas te kyk teen omstandighede nie. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Mag julle geseënd wees in alles wat julle doen. Mag julle die Vader met julle wees oral waar julle gaan. Mag sy seën rus op elkeen van julle. Amen.